Goeiedag liewe vriende, baie welkom by Huisfiks. Ja, dis die eerste episodiekie wat ek nou aanbied vir die jaar en ek wil regtig vir jou 'n mooi jaar toewens en ook hoop dat hierdie geleenthede tog vir jou so ietsie beteken. Dis nie dalk die vreeslike groot stories wat ons maak nie, maar is altyd so, ek wil amper sê so as mens nou rondstap en jy word dorsarm, net daai slukkie water wat jy vat en sê wag, dit gee my weer 'n bietjie moed vir die volgende paar tree. Ek gaan vandag 'n bietjie 'n temaatjie aanspreek wat ek op die oujaarsaand by die diens hierso net sommer gelê het, een van die gedagtes, en omdat dit my so naby in die hart lê. En mens kry dit in Psalm 119 vers 37. En dit begin eintlik so, hy sê in vers 36, U verordeninge lê my na aan die hart, nie die begeerte om myself te verryk nie. En dan, weerhou my van 'n nuttelose lewe, laat my leef op die weg wat U my aanwys. Weerhou my van 'n nuttelose lewe en lei my op die weg wat U my aanwys. Hierdie gedagte van weerhou my van 'n nuttelose lewe wil ek net so vir 'n oomblik tussen julle terugsit. En ek het vers 36 gelees met die belangrike rede om net te sê, vers 36 praat van hierdie ou wat rykdom by mekaar maak. So 'n nuttelose lewe, 'n nuttige lewe, 'n besige lewe is nie noodwendig 'n nuttige lewe nie. Ons moet daai ding met mekaar verwant. Ek kan dag en nag besig wees in terme van wat Psalm 119 vers 6 en 37, as jy naby mekaar sit, sê, ek kan 24 uur, ek kan hierdie ou wees wat laat in die aande werk, altyd laat by die huis kom, want ek is net besig om meer en meer by mekaar te maak en besiger te wees, dan sê hy net in die volg, weerhou my daarvan. So, die pleit van 'n nuttige lewe is nie noodwendig 'n besiger lewe nie, maar is 'n weg, soos hy net na dit sê, waarop U my plaas. Met ander woorde, om te sê, Here, hoe kan ek nuttig wees in U oë? Wat is nuttig in U oë? Wanneer is ek in U oë besig met die dinge wat U beskou as belangrik vir vandag? Dis nuttig. 'n Mens kan besig wees om die wonderlikste ding te maak, maar totaal irrelevant vir die tyd in die oomblik. Dis tog maar net logies. Ek kan daar in die woestyn besig wees om iets te bou wat glad nie relevant is vir die woestyn nie. Net so kan ek besig met 'n vreeslike klomp goed hier op aarde besig wees, maar dit is op die eind nutteloos in God se oë. En daarom is die gebed eintlik, Here, lei my op 'n pad wat ek 'n lewe sal lei wat in U oë nie nutteloos is nie, wat nuttig is in U oë. Ek daag jou uit, mag dit derentyd in hierdie jaar hier agter in ons koppe lê, Here, wat is in hierdie omstandighede vir U, sou U definieer as 'n nuttelose lewe of 'n nuttige lewe? Wat kan ek hier doen wat in U oë nuttig is, effektief in U wil? Dis 'n nuttige lewe. Mag die Here ons bewaar van nutteloosheid. Here, baie dankie dat ons dit vandag van U kan vra. U self, Here, het hier op aarde kom wandel en eintlik maar vir ons kom wys, wat is 'n nuttige lewe? U wat mense kom leer, bemoedig het, aangemoedig het, gesond gemaak het, kos gegee het. Here, help ons om 'n nuttige lewe te lei. In U naam en onder leiding van U Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons gaan wees nuttig in God se oë. Totsiens.